Dit is dan 20 Desember 2025, lesing 67 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons vervolg waar ons gister opgehou het. Net voordat ons aangaan met die lesing wil ek net die afkondiging herhaal, dat vandag die laaste lesing is, formele lesing van 2025, en ons sal het weer hervat op maandag die 12de Januarie sal Karen weer haar lesings die eerste 2 dae doen en dan sal hy voortgaan. Dit is maar net so dat ons ook 'n breek kan kry. Maar ek versoek dat almal sal voortgaan met plasings op ons gemeentegroepe, dat ons nog steeds vars brood kan eet deur hierdie tyd en nie honger hoef te ly nie. Die soeke na die meester, hoofstuk 1:3. Nou weet ons, Joshua was af na die stad toe en hulle is nou baie erg op soek na hom, en omdat Raphael gesê het, die meester sal met sonsopkoms kom, kyk hulle, maar hulle sien hom nie, en Raphael sê, maar draai om en kyk daar. Nou gaan ons verder. Matahel, Koram, Ebal en die 4 metgeselle van Matahel kyk almal blitsvinnig om en sien my met die ou Markus die heuwel opkom en gaan my vinnig tegemoet. By my aangekom groet hulle my weliswaar baie hartlik en dank hulle my dat ek weer daar is. Maar omdat hulle nie vir Jara en Helena by my sien nie, bekruip 'n angstige gevoel hulle. Ebal baie besorgd oor sy Jara, vra my Joshua angstig of die 2 my nie in die bos gevind het nie. Want volgens die woorde van Raphael het hulle my in die oggend tegemoet gegaan. Omdat hulle nou nie by my is nie, kan hulle nog in die bos aan soek wees vir my. Daarom versoek hy my om Raphael agter hulle aan te stuur en om hulle weer veilig na die geselskap te bring. Mens kan eintlik nie glo dat mense wat in die teenwoordigheid van Joshua is en sy almag genoeg bewyse daarvan gekry het en sy alomteenwoordigheid en sy alwetendheid, dat jy nog soos 'n mens vir Joshua moet vra om iets te doen. Omdat hy alles weet. Bly net stil, bly net rustig en vertrou. Nou sê Joshua, waarom is julle besorg oor diegene wat my soek? Dink julle dan dat ek net iemand van gevare kan beskerm as ek persoonlik by hom is? Wie het dan vir my gesê, Koram, toe jy in groot gevaar was, dat ek aan jou moes dink en jou red? Dink jy dat ek dalk nie weet waar die 2 nou op hulle soektog is nie? Laat hulle maar gaan, hulle sal wel terugkom. Hulle het my ook in hulle harte gevind, iets wat vir niemand moeilik is nie. Maar wie my uiterlik gaan soek, hoewel hy weet dat ek slegs innerlik gesoek moet word, het hierdie les nodig. In die geval gee ek hierdie natuurlike slegs as voorbeeld, om aan te toon, dat een wat suiwer uiterlik soek, en my tegemoet gaan, nie beteken dat 'n mens nader aan my kom nie, maar wel dat 'n mens my altyd meer kwyt raak. Dit kan julle nou op die môre van die Sabbat wel eers baie goed ter harte neem. Oorigens het die 2 tog op my spoor gekom en sal nou gou hier wees. Nou dis 'n baie belangrike punt in ons geestelike lewe wat ons moet verstaan. Toe ons nog almal wat in die kerke was, daar was, het ons met ons uiterlike, wat beteken met die verstand, na Joshua gesoek. Ons het kerk toe gegaan want ons wou die woord van die Here hoor. Ons het geglo dat die dominee die woord van die Here verkondig. En ons moes gaan luister. Ons was as kinders verplig. En daarom is dit nog steeds vir my vandag, as ek daai kerkklokke hoor, dan kom so 'n angstige gevoel vir 'n oomblik in jou. Op daai dwang wat jy moes jouself onderwerp om te gaan na die dominee toe. Terwyl Joshua innerlik gesoek wil word, hy is hier binne, die Gees, die oorvong van Vader wie Joshua is, wil in jou herken word, deur die liefde vir hom en vir die naaste,
Nie die liefde en die onsag en die verering van die kerk nie. Want dit is om uiterlik te soek. Dit is wat hierdie klein voorbeeld nou vir ons wys. Selfs 2 meisies wat Joshua reeds innerlik gevind het ook nog gedwaal om hom uiterlik te gaan soek. En ons vind dit baie met mense wat uit die kerk uitgaan en wat Joshua wel in hulle harte vind, maar hulle, wat die Afrikaanse woord gebruik, neek nog altyd terug na die kerke toe. Hulle kan nie sonder daai formele verstandsdenke leef nie. Nou ja, gelukkig word baie na 'n tyd so ontnigter deur hierdie uiterlike verering en vertoon, dat hulle dan heeltemal wegbly. Nou ja, hierdie 2 dogters het ook uiteindelik vir Joshua gekry, maar hy is nou by sy bestemming. Jabal sê, wel, as dit so is, dan is alles weer in orde. As Raphael hulle nie met sy opmerking so vinnig tot 'n besluit gebring het nie, sou hulle sekerlik hier gebly het. Die brawe seun sien alles vlakby, alles dit so ver weg, en dit is baie misleidend. Hy sal nooit iemand vinnig afraai nie, al sou dit ook iets kwaad blyk te wees, want op die manier wil hy dan iemand deur bittere ervarings op die goeie weg bring. Dit is die rede waarom hy die 2 nie afgeraai het om hier tegemoet te gaan nie, maar hulle selfs nog meer aangespoor het, en daarom het hulle nou ergens vermoeid gaan sit, en het geen idee van wat hulle moet doen nie. Maar dit is Jara se eie skuld, want sy ken Raphael se manier van doen, en weet hoe sy daarop moet reageer. Hy het haar weer daarin laat loop, en dit is baie gesond, maar hy kan hom wel verheug oor wat hom te wagte gaan wees. As sy terugkom, sal hy weer behoorlik die Leviete gelees word, en hy sal hom weer verbaas oor Jara se welsprekendheid. Toe kom Raphael, wat die slapendes intussen gewek het, net aangeloop, en Ewald sê vir hom, nou is jy alweer die oorsaak van 'n ietwat mislukte onderneming, van sowel Jara as Helena. Ek moet eerlik aan jou erken, dat die manier waarop jy met die mense wat aan jou toevertrou is, omgaan, en waarop jy hulle lei, my glad nie geval nie. As een van jou leerling iets goeds wil doen, en wat dan nie heeltemal goed is nie, moet jy hom met raad en daad daarvan afhou. Dit is nie reg om hom die verkeerde daad te laat uitvoer, en om hom in 'n sekere sin nog aan te raai nie, en om deur die bose gevolge wat hy daarvan ondervind, as 'n toekomstige sonde te bewaar nie. Dit kan miskien van geeste van jou soort baie goed en doelmatig wees, maar na my mening gaan dit nie by mense af nie. Nou sê Raphael vir hom, jy is beslis 'n eerlike en regskape Judeër, maar wat die geheime weë van die meester betref, is jy so dom soos 'n esel. Dink jy dan dat dit wat ek doen, ek dit met myself doen? Ek is 'n vinger van die meester, en doen wat die gees van die meester aan my opdra. As jy ook maar 'n bietjie meer begrip gehad het, dan sou jy dit wel ingesien het. Maar omdat ek weet hoe ver jou begrip in geestelike sake gaan, neem ek jou tekortkoming daarom nie kwalijk nie. Dat die 2 nie verdwaal het nie, kan jy sien aan die feit, dat hulle nou gesond en behoue oor die berg van Markus se hut hiernatoe kom, begeleid deur 'n dogter van Markus, wat ons kom sê dat die oggendete vir ons gereed staan. Jabal sê, ja, maar hoe het die 2 dan daaronder gekom, sonder dat ons hulle gesien het? Raphael antwoord, sê die meester nie dat hulle op sy spoor gekom het nie? Nou sê Jabal, nou, ek sê niks meer nie. Hulle is nou weer daar, en dis is dit wat my aanbetref, in elk geval weer heeltemal in orde. En op dieselfde manier waarop hierdie engele nou vir ons, of hierdie engel nou 'n voorbeeld vir ons gee, hoe hy met mense werk, so werk hulle met ons. Want as ons nie deur ons foute leer nie, dan sal ons nie op ons eie voete kan staan nie. Dit help nie die regte ding word heeltyd in jou ingestop nie en sê moenie dit doen nie.
Jy moet toegelaat word om te doen wat nie reg is nie en dan die gevolge te ervaar. Ek dink nou in 'n gesin. Die ma sê vir die laaitjie, moenie aan jou hand op daai stoofplaat te sit nie, jy gaan brand. Dan bly hy neek na die stoof toe. Die pa sê, los hom. Laat hy voel. Dis die verskil. Dit is hoe Raphael ons onderrig. Los hom. Los ons, laat ons voel wat die gevolge is. En dit is dan ook 'n manier waarop ons ook ons opleiding en ons evangelie wat ons moet gaan uitdra, ook in 'n sin moet doen. Natuurlik nie toelaat dat hy oor die afgrond gaan nie, maar sekere dinge ervaar en voel wat hulle self moet voel. Want 'n mens leer altyd wanneer jy self iets ervaar. Jy leer beter as die ou vir jou sê, lees daar in die Bybel by so en so plek, lees dit self. Dan leer hy beter as wat jy dit vir hom voorlees. En dit is hoe ons die evangelie ook moet versprei. Ons moet mense deur voorbeelde van positief en negatief laat ervarings lei. Weereens sê ek sonder dat daar erge skade aan hulle sal kom. Maar ons praat net van ongemak. Nou die volgende hoofstuk is die rede vir die verwoesting van Caesarea Philippi, waarin sekerlik ook redes nou gevind gaan word, waarom Vader hierdie eindtyd Babyloniese stelsel ook gaan vernietig. Want dit is wat Caesarea Philippi in die kleine voorstel nou. 'n Voorskou van die groot eindtyd verwoesting. Na die gesprek kondig Markus aan dat die oggendete gereed staan en dat alle tafels reeds van spys en drank voorsien is. Ons maak ons gereed om van die berg na benede te gaan, na die tafels wat op die oggend weer volgens die ou opstelling staan, en niemand ontbreek nie. Miskien net hier 'n gedagte, hoekom word so klem gelê deur Joshua in hierdie vertellings van die etes? Hy mis amper nie 'n ete nie. Hy beskryf die oggendete, hoe lekker dit is, dat hulle opstaan van die tafel. Want dit verwys na die geestelike ete, wat ons gedurig moet inneem. Die brood is Joshua se woord, en die wyn wat hulle saam met die brood en die visse drink, is sy liefde vir die visse wat ons inbring vir hom, omdat ons vissers van mense is. So daar is 'n diep geestelike betekenis, dat ons elke dag ons etes moet geniet. Nie net van lekker kos soos hulle dit beskryf nie, maar juis die geestelike ete. Yes. Ja, dit is eintlik belangrik om te sê, dat as jy die gees wat jy gister ontvang het, was genoeg vir gister. Jy moet elke dag ook nie inneem vir die dag van vandag. Die dag van vandag, dis reg. Baie dankie, Ludwig. Toe sê Koran aan Helena, het jy, toe jy onder was, dalk gesien of ons tente nog daar staan, en of dit in orde is? Ek het ons dienaars ook wel genoeg om te eet en te drink, en is ons pakdiere almal versorg. Weereens twyfel in sy geloof. Toe sê Mathael, dis sy skoonseun aan Koran, vriend en skoonvader, in die teenwoordigheid van die meester is elke sorg onnodig. Dink nou aan niks anderste aan die meester nie, want hy dink vir ons en vir die hele oneindigheid. So 'n pragtige wet wat hier afgekondig word. Dink daar's niks anderste as Joshua, as jy in enige situasie van twyfel is nie. Of soos Joshua dit op 'n ander plek vir ons gesê het, as jy iets wil vrees, vrees dat jy my nie genoeg lief het. Dis al vrees wat ons moet hê. Toe ons onsself na hierdie opmerking van Mathael van die berg af na die tafels begeef, vra Sireneus my onderweg, meester, moet ek dalk 'n afdeling van my soldate na die stad stuur, om te help met die blus van die vuur? Want as ons die stad nie help nie, is sy nog voor vanaand 'n gloeiende pynhoop. En hier sien ons dat selfs die magtige Sireneus, tweede in bevel van die hele Romeinse ryk,
van daai gedeelte van die aarde ook vir Joshua vra en self nie sy eie mag gebruik sonder die raad van die meester nie. En nou sê Joshua vir hom, beste vriend, as ek dit wou, sou ek Raphael lankal daarheen gestuur het. En dan sou die brandende stad in 'n oomblik geblus gewees het. Maar ek wil dat hierdie stad, wat vir Elohim, sowel as die keiser sleg is, nederig word. En daarom laat ek alles, behalwe die huise van die armes en eenvoudiges, deur die vuur verwoes. Al die ander moet tot as vergaan. Hierna sal beter mense daar gaan woon. En die nakomelinge van ons ou Markus sal met toestemming van die keiser regverdig oor hierdie stad en omgewing heers. En dit sal hulle erfenis bly van kind tot kind en kleinkind tot kleinkind. As hulle Elohim egter sal vergeet, sal hulle vergaan, soos wat die bewoners van hierdie stad nou vergaan. En dit is 'n direkte verwysing vir ons in die profetiese woord en die innerlike geestelike na die tyd wanneer hierdie aarde vernietig gaan word. Dat alles vernietig gaan word omdat die mense nie meer nederig is. Behalwe nou die mense wat by Markus is eintlik die mense wat by Joshua is. En hulle kom niks oor nie. En dan sien ek is daar genade ook vir die eenvoudiges en die armes. Maar dat Markus hulle later aan hierdie hele gebied sal oorneem en heers, is vir my dan 'n verwysing na die wat by Joshua bly aan die eindtyd, sal die reg hê om met nuwe 1000-jarige vrederyk die grondgebied te eis van Caesarea Philippi, of dan in ons geval van Babylon, wat oor die hele aarde is op die oomblik. En hulle kry dan die aarde as erfdeel. As die brand hierdie stad van hoerery op 'n werkdag sou getref het, sou hierdie brand lankal geblus gewees het. Maar op die Sabbat, en veral op 'n Sabbat van die nuwe maan, raak geen ortodokse Judeër ook maar iets met die punt van sy pinkie aan nie, uit angs om voor Elohim verontreinig te word. Op die punt is die gewete van die ortodokse Judeërs baie gevoelig, maar die nalaat van goeie werke verontrus hulle gewete nie in die minste nie. Net so min soos die liggaamlike en geestelike egbreek en allerlei bedrog, wat presies 'n teebeeld is van ons algemene Christelike en Judeese wêreld vandag. Hulle is selfs van mening dat 'n sonde teen die gebod van Elohim bykans geen sonde op 'n werksdag is nie, en dat 'n mens homself reeds lank voor die aand weer gesuiwer kan hê, terwyl 'n mens op 'n Sabbat tot aan die aand toe onrein bly. Dan begin die vors van die nag egter al te heers, dit is Satan, sodat dit bes moontlik is dat daar dan 'n afgesam van Satan kan kom, iemand onrein aantref en daardeur in staat is om die onreine siel in besit te neem. Dit is wat hierdie ortodokse geglo het, en ek weet nie heeltemal of hulle dit vandag nog glo nie, ek het te min inligting. Die sonde doen die mens maar net in die nag kwaad, en ook nog maar net tot na die middernagtelike uur, omdat Satan gedurende die tyd op jag mag gaan. Dis nou wat hulle glo. Oordag het hy geen mag nie, en dan kan 'n mens na hartelus sondig, dit is niks nie. Die mens moet egter wel daarop bedag wees, om hom voor sonsondergang te reinig, op die wyse wat deur Moses voorgeskrewe is. Dan het 'n mens vir die oordag begane sonde in die nag nie die geringste te vrees nie. Hier eens 'n voorbeeld van 'n uiterlike verstandelike geloof wat glad nie deeg by Vader nie. Aan Elohim steur hierdie blindes hulle nie in die minste nie. Ook al sou hulle oordag nog soveel sonde teen sy gebooie begaan het,
Alles is vir hulle daarin geleer, dat die Satan hulle nie moet beetkry nie. Omdat dit die maklikste op 'n Sabbat kan gebeur, omdat hulle dan geen bok, geen lam en geen kalf mag slag nie. Dit het hulle altyd geslag vir hulle sondes. Ja, hulle selfs nie 7 maal mag was nie. Sorg hulle angsvallig daarvoor om gedurende die Sabbat so ver moontlik rein te bly, sodat die duiwel hulle nie in sy mag kan kry as die son ondergegaan het nie. Hieruit kan 'n mens aflei hoe lettervas in die wet hierdie arme mense was, hierdie ortodokse Judeërs, dat hulle absoluut die uiterlike gebruike aangehang het en van die innerlike geestelike liefde niks geleë gehad het. Want hy sê dit hier. So, hulle moet nou hulle hande 7 keer was, maar dit kan hulle ongelukkig nie op die Sabbat doen nie, want dit is werk. So nou gaan Satan hulle vat, nou mag hulle net stil sit by die huis. Maar, helaas doen hulle dit nie altyd so nie. Nou ken jy die rede waarom hierdie duisterlinge liewer hulle mooi huise op 'n Sabbat laat afbrand, as om 'n hand uit te steek om die vuur te blus. Daarom sal 'n Romeinse veldheer of generaal, wat nie onbekend sal wees met hierdie grove en hardnekkige dwaasheid van die volk nie, weinig moeite hê om die geslag, wanneer dit opstandig word, die geslag beteken ook eintlik diegene lyn, veral op 'n wintersabbat, met een slag uit sy voë te slaan en sy groot stad in 'n pynhoop te verander nie. Maar nou moet ons ontbyt eet, anders word ons verras deur 'n aantal nie so opgewekte besoeke, wat ons baie werk sal verskaf om op 'n goeie manier bietjie daarvan af te kom. En dit is nie so lank terug dat hierdie volk die Sondag net so oorgedink het in die Sondag. As ek dit nou nie misgis nie, het Bloedrivier slag op 'n Sondag plaasgevind. Ja, nou was klopbouers sê ons kan nie veg op 'n Sondag nie, ons moet maar wat ons doodmaak. Gelukkig het ons generaals gehad wat 'n kop onder hulle skouers vasgeskroef was en gesê het ons veg. Maar daar is baie ander voorbeelde in die geskiedenis, in die twee Vryheidsoorlog, eintlik die laaste Vryheidsoorlog, waar hierdie lawwe denke ook by ons volk kop uitgesteek het. Maar nou moet ons ontbyt eet, anders word ons verras deur 'n aantal nie so opgewekte besoeke, wat ons baie werk sal verskaf om op 'n goeie manier bietjie daarvan af te kom. Daarom gaan elkeen aan tafel en die smaaklike oggendmaal word die keer met groot eetlus geniet. En elkeen was baie tevrede met die ou Markus. Ook Koran en Helena merk op dat hulle nog nooit sulke goed voorbereide visse en sulke smaaklike brood geproe het nie. Maar Markus gee alle lof aan my en hy sê, hy, dis Yeshua, is die sout en die beste spesery van alle spyse. Gee julle verdiende lof slegs aan hom. Daar was nie een onder die talle gaste wat nie verstaan het wat Markus bedoel het nie. En almal het my stil in hulle harte geprys. Maar Matthäus sê hardop, ja, ou Markus, waar die meester die kombuismeester van alle lewe is, en alles in alles is dit baie goed om te lewe, want daar moet gees, siel en liggaam die beste kos kry. Jy het baie goed gedoen, deurdat jy die lof wat aan jou gegee is, terugverwys het na die meester. Maar juist daarom sal ook jou naam nie uitgewis word in die harte van die mense, wat jou as 'n vriend van die meester leer ken het nie. Markus bedank my daarvoor, dat ek sy huis so 'n buitengewone groot eer aangedoen het. Daarna bedank hy egter ook vir Matthäus, vir sy vriendelike woorde, en sê dat hy die eer heeltemal nie verdien nie. Nou ja, vir baie honderde jare het hierdie profesie nie in vervulling gegaan nie, maar nou dat aan die eindtyd vanaf
45 af toe Vader hierdie werke vir Lorber begin gee het ons almal nou weer vir 'n Markus leer ken. En nou sal dit tot aan die einde van die aarde, sal ons hom altyd in herinnering bring hoe 'n goeie man hy was. Hy was 'n ou Romeinse soldaat, maar hy was 'n absolute vaste gelowige aan Yeshua. Hy het ook die Judeese wetsboeke geken. En hy het Yeshua in sy huis opgeneem en alles aan hom oorhandig. Yeshua het sy spense vol gemaak. Hy het sy visvyvers of dammetjies vol visse gemaak. En hy het vir hom nog waterbronne gebring, wat later aan baie mense na gekom het vir genesende waterbaddens ensovoorts. Dit het toe 'n hele, kan jy maar sê, wat noem hulle die goede, spa geword, daar by Markus, waar hulle buiten die vleeslike genesing en lawing ook geestelike genesing kon vind. En dit is wat ons hoop om ook te wees aan die einde van die tyd, deur Dogter van Sion ook as so 'n lawende spa te wees vir mense. Nie net 'n kerkdiens te hou en dan weg te raak nie, maar wel die volledige versorging van siek geestelike mense en siek vleeslike mense. Baie dankie, daarmee sluit ons dan die jaar af.